Die titel van die les. Is jy 'n klip of het jy 'n klip? Is jy 'n klip of het jy 'n klip? Party mense het 'n klip. Iewers. Hulle het iewers 'n klip. Of in hulle skoen, of in hulle kop, of iewers. Of in die galblaas. Of in die galblaas, sê pastoor Jan. Ja, dat is verskillende plekke wat 'n mens 'n klip kan hê. Jy kan ook 'n niersteen hê, jy kan ook 'n galsteen hê, enige iets. Maar so 'n ding is 'n verstopping. Wie van julle weet? As jy iewers 'n klip het in jou lyf, is dit 'n verstopping. Amen. En veroorsaak baie pyn en lyding. Amen. Ja. So is jy 'n klip of het jy 'n klip? Nou, verlede week het ek gepraat oor die groot ek is. En toe na die tyd is gee Karen gou vir my Johannes 18 vers 4. So ek wil dit net bysit by verlede week. En omdat Jesus Johannes 18 vers 4 en omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin van Getsemane gegaan en gesê, wie soek julle? En hulle sê, Jesus die Nasarener. En Jesus sê vir hulle, dit is ek. En kyk wat gebeur. En hulle het agteruit gegaan en op die grond geval. Ons sien dat God se stem verander baie goed. Nou, hoe het God in Genesis geskep? Het God die bome met sy hande gemaak? Het God die berge met sy hande gemaak? Hoe het God dit gemaak? Met sy stem. Hy het gesê, laat dit wees, en dit was. En toe hy die berge gemaak het, en hy elke klip en elke ding wat op hierdie aarde is, het hy gemaak. Daai klippe het nooit sy stem vergeet nie. Weet julle, nog steeds onthou die skepping, nog steeds die skepper se stem. En dit is waarom toe hy sê, dit is ek, toe die grond so gemaak, en hulle het agteruit gegaan, en hulle het geval. Die stem van die Here breek sterk goed, soos die seders van Libanon. Weet jy wie van julle weet, hoe groot is daai seders wat in die Libanon groei? Maar daai goed groei, Hoor is iets gebou. 50-60 meter in die lug in op, is sulke massiewe bome, nee. En hulle ken elke een, ken God se stem. Psalm 29 vers 4 tot 9, dit breek die seders van Libanon. Ook Psalm 29, dit bring weerligstrale. Nou, in Openbaring 4 vers 4, weet jy, as ek Openbaring 4 vers 4 lees, en dan dink ek, weet jy, so baie mense van die Here is so cheap. Hulle van die Here is so cheap. Jy weet, hulle behandel die Here asof die Here 'n garden boy is. You don't have a clue how big God is. Amen. Moenie die Here cheap vat nie. Hê respek vir die Here. Openbaring 4 vers 4, en rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad, en daar het weerligte en donderslae, en stemme uit die troon van God uitgegaan. Wow! Die troon van God, dit gaan so, want God is nie net 'n persoon nie, hy is die skepper van alles. Amen. Halleluja. Fabulous. Nou moet jy eendag daar gaan staan voor hom, en nou vra hy vir jou, wat het jy gemaak met my seun Jesus Christus? En nou sê jy, ek dink nie so nie. Ek dink nie so nie. As jy daai weerligte gaan sien wat uit sy troon uitkom, en jy staan op daai see van glas, ek dink nie, jy gaan verskonings soek nie. Jy gaan dadelik die waarheid praat en sê, vergewe my en verskoon my. En 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon van God gebrand,
en voor die troon was 'n see soos van glas, soos kristal. Nou, ek wil net gou sê, ek gaan nie dit vandag teach nie. 7 geeste van God. God het nie 7 geeste nie. Daar is nie 7 geeste van God nie. Daar is hoeveel heilige geeste? Een heilige gees. Maar sy manifestasies, daar's 7 verskillende manifestasies van die Heilige Gees. So, moet nie die mekaar raak nie. 7 geeste van God is 1 gees van God, verskillende manifestasies. Een van dit is vuur, die ander een is wind, die ander een is water, die ander een is die duif, die ander een is die siel van die Heilige Gees, en wat is die ander een, pastoor? Anyway, ons gaan nie vandag daardie les doen nie, maar daar is 7 verskillende manifestasies van die Heilige Gees. En baie keer sal ons, wanneer ons bedien, dan kom jy, die ander een is olie bring dat mense lag in die gees. Ek weet nie wie van julle was al in 'n diens wat mense nie kan ophou lag nie. Dis wanneer die olie uitgegiet word op die mense en die mense is dan so bly. Okay. As die vuur van die Heilige Gees daar is, dan is alles forceful en dis vinnig en dit steek aan die brand. En dis waarom dit so belangrik is dat ons geen diens mis nie. Want in die een diens sal die wind van die Gees waai. Amen. En dit bring herlewing, dit maak goed nuut. En in die ander diens sal die olie van die Here wees. Ja. En dit gee vir jou die blydskap. In 'n ander diens sal die vuur daar wees en dit gaan vir jou die vuur gee wat jy nodig het. Nou kies mense baie keer, hulle sê ek sal daai diens bywoon, ek sal nie daai en ek sal nie daai en ek sal nie daai en ek praat nou nie van mense wat wettiglik nie hier kan wees nie. Ek praat van mense wat te lei is. Dan mis jy daai verskillende manifestasies van die Heilige Gees, want jy het baie keer die siel van die Heilige Gees nodig. Die siel van die Heilige Gees wat vir jou daai stempel op jou sit en sê, jy is myne. Baie keer het jy daai nodig. Goed, soos ek sê, ons gaan nie verder aan daar nie. Ek wou net daai bygesit het, sodat dit wat ons verlede week gedoen het, dat ons dit ook net op die YouTube het. Goed, wat is die verskil tussen godsdiens en geloof? Wat is godsdiens? Wat is geloof? Is dit dieselfde ding? Is dit dieselfde? Dat is 'n groot verskil. Baie mense wil godsdiens hê, hulle wil nie die geloof hê. If a person of faith and a person that is in the religion marries, will they be able to serve God together? As een ou in godsdiens is, godsdiens klein lettertjie, vorm godsdiens, en die ander persoon is vol in geloof, sal hierdie twee mense saam kan 'n harmonie maak, 'n simfonie maak. Nee, dit sal nie kan nie, want die twee goed staan opposite van mekaar. Kom ons kyk in Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is, wonderlik, geloof is altyd. Geloof sal nooit was nie, en geloof sal nooit sal nie. Geloof is altyd nou. Geloof is nou. Godsdiens in religion is baie keer it was and it will be. Want godsdiens is baie keer 'n institusie. Dis baie keer ingeweef met mense se tradisies. Dink gou 'n bietjie aan die Fariseërs en die Sadduseërs. En dan gaan ek vir julle nou iets daar wys. Godsdiens is
is 'n sosiale, institusionele stelsel van tradisies en morele waardes. So, as jy, ek wil graag die Engels gebruik, religion. There's many religious people on the face of this earth, but they're not believers. Hoe jy wat ek sê, daar's baie godsdienstige mense op die aarde, maar hulle is nie gelowiges nie. Hulle glo nie. En daar's 'n moeëse verskil, soos wat ons gaan sien. Nou, geloof is erg intiem. Dit is tussen jou en God. Dit is baie persoonlik. Dit is tussen jou en God. Dit is tussen God drie-enig en die mens. Godsdienst daarenteen is 'n groep mense wat vashou aan 'n stel gebruike en liturgiese waardes. En elke ou kyk of wat die ander ou kan uitvang wat die reëls breek. Dis godsdienst se nasionale sport. Kom ons kyk wie kan ons uitvang. Fariseërs en die Sadduseërs. Fariseërs en die Sadduseërs. Hier loop Jesus en sy disippels, hulle loop deur die koringlande en Jesus en sy disippels is honger. En 'n Sabbat. En die disippels steek hulle hande uit en hulle pluk hande vol van die koring en hulle vryf dit in hulle hande uit en hulle begin dit eet net om iets in hulle maag te kry. En die Fariseërs en die Sadduseërs sê, jy mag nie oes op 'n Sondag nie. Daar ruk hulle die dam met die modder en die klippe en die bissies en die grasies en die paras en alles wat in die dam is onder die eend uit. Want Jesus sê, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie andersom. Sabbat moet nie geëer word nie. Die Sabbat is daar om te help, om mense nader na God te bring. So, religion, their national sport is to see where they can point the finger and say, daar het jy verkeerd gemaak, en daar het jy verkeerd gemaak, en daar het jy verkeerd gemaak, en daar het jy verkeerd gemaak. En as dit by jou aanwesig is, en jy sien altyd net foute raak, dan wil ek vir jou sê, jy's tradisioneel. Jy's tradisioneel. Want ons wat nie tradisioneel is nie, ons is onder genade. Amen. Ek besef elke dag, maar God is genadig oor my, en God is genadig oor jou. En ek sien, daar's ietsie wat nie reg is nie, en ons vergewe mekaar. Amen. Maar as jy religieus is, as ek nou daai woord kan gebruik, if you are in religion, as jy in godsdienst is, dan kyk jy en jy sê, hy het dit verkeerd gedoen, daar het hy dit verkeerd gedoen, en daar het hy dit verkeerd gedoen, en daar het hy dit verkeerd gedoen. En dit bring niemand nader na die Here toe. Dit vat mense weg van die Here af. Kom weg van tradisie af. Want tradisie maak die krag van die woord kragteloos. Amen. Tradisie, ou gebruike, geuite gebruike, is, as jy inkom, moet jy eers dit doen. Wat is daai wat hulle doen? Wat is daai wat hulle doen? Macarena. Ja. En dan het hulle sulke kraletjies, hulle noem dit preek wat? Rosary. Ja. Rosary, ja. Die rosary. En dan vat hulle eers die enetjie en sê hulle, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. En allerhande sulke ou goetertjies. Dis goetertjies, mense. Dis goetertjies. Dit het niks te doen met die krag van die Here nie. Dis goed wat nutteloos is. Dis nutteloos. En nou gaan mense, baie mense kom na hierdie kerk toe. En dan ervaar hulle die vryheid van die Here. En dan sê hulle, nee, ek wil teruggaan na tradisie toe. Ek hou van die tradisie. Ek hou van die vorm van die godsdienst.
Man, as jy by die vorm van die godsdienst is jy nie by die God van die godsdienst. Amen. Jy vashaak aan die vorm. Amen. Wat is die beste? Om by die skepping te wees of by die skepper? Wees by die skepper. Goed. Geloof is 'n lewendige vertroue op 'n almagtige God. Dis nie afhanklik van wat ander daarvan dink of sê nie. Godsdienst, religion, klein lettertjie, is afhanklik van wat ander daarvan sê of dink. Want soos ek sê, godsdienst en nasionale sport is om mekaar uit te vang. Hulle wil kyk waar kan hulle mekaar uitvang. En so sien ons in Matteus 22 vanaf vers 23 tot 33. Nou, julle kan dit gou op staan daar in julle Bybel. Ek gaan hom nou vinnig parafraseer. Ek gaan nie presies elke woord lees wat daar staan nie, maar ons gaan die essensie daarvan vasvang. En so kom die Fariseërs na Jesus toe en hulle sê, nou, hulle wil nie regtig weet nie. Wat is hulle nasionale sport? Hulle wil kyk of kan hulle Jesus uitvang. En hulle sê, meester, as iemand nou sonder kinders sterf, dan moet sy broer mos met die vrou trou en kinders by haar hê. Waar staan dit in die Bybel? Dit was 'n gebruik van daai nasie gewees. Staan nergens in die Bybel. Ok, let wel, hier gaan hulle nou aan. Dan moet sy broer mos met die vrou trou en kinders by haar hê. Nee, meester. Nee, Jesus. Jy saam Jesus. En Jesus bly net stil op hierdie staan. Nou, meester, daar was 'n ou daar was 'n gesin wat 7 broers was. 7 broers, meester. En die eerste broer het nie kinders gehad by die vrou nie, en toe sterf hy. En toe kom die tweede broer, en hy trou met die vrou, en toe het hulle ook nie kinders. En toe sterf die tweede broer, meester, hulle probeer Jesus versoek. Ai, so dom. Meester, en toe trou die vrou met die derde man, en hulle het ook nie kinders gehad nie, en toe sterf die derde man. Ek wonder of was sy soort van 'n duisende melker, dat al 7 die broers toe eindelik gesterf. Wat het sy hulle gevoer vir breakfast, wonder ek. Maar in elk geval, dis beside the point. Maar al 7 die broers het nou gesterf, sonder dat hulle kinders gehad het. En nou kom die Fariseërs en die Sadduseërs. Nou, meester, as hulle nou eendag in die hemel kom, meester, en hulle is nou in die opstanding, wie se vrou sal sy dan nou wees? Sy dan nou 7 mans gehad. Sien? Wat vlieg in 'n biek? Wie's reg? En wie's verkeerd? En wie sal sy nou wees? Sy wil graag hier hemel toe gaan met sy 7 mans. Meester, in die opstanding, wie se vrou sal sy dan nou wees? Dis tradisiese nasionale sport, dis hulle vasvra-wedstryd. En Jesus antwoord hulle, halleluja vir my Jesus, halleluja vir my Jesus. Jesus antwoord hulle, hy sê, julle dwaal, julle ken nie die woord nie, julle ken nie die krag van God nie, julle het nie 'n klou van in my koninkryk nie. In die opstanding word daar nie in die huwelik uitgegee nie. In die opstanding is 'n huwelik nie belangrik nie. Maak nie saak wie se man jy was, wie se vrou jy was. Jy kan enige iemand se man of se vrou gewees het op hierdie aarde. As jy in die hemel kom, is dit jy en God. Dis jy en God. Hoor jy wat ek sê? Daar kan jy nie kom en sê, ja, Here, maar my man was mislik met my, en daarom het ek nie gedien nie. In die opstanding is
is daar nie huwelike nie. Terug na Hebreërs 11. Die geloof dan is 'n vaste, sê vaste vertroue. Dis 'n trust op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat jy nie kan sien. Jou geloof is die kwitansie van dit wat jy in die geloof ontvang. Amen. Jou geloof is die kwitansie. Wat is die kwitansie? Nie die manifestasie nie. Baie mense sê, ek wag tot dit met my gebeur en dan sal ek glo. Nee, dis nie jou kwitansie nie. Jou geloof is jou kwitansie dat jy in God glo. Amen. Dink aan Abraham. Abraham het sy seun gevat om sy seun te offer en hy het hom nog nie klaar geoffer nie. Toe sê die Here, stop Abraham, nou weet ek dat jy my lief het. En dit is vir Abraham tot geregtigheid gereken. Wat? Nie die feit dat hy dit gedoen het nie, die geloof wat hy in sy hart gehad het. Ons sien in Hebreërs 11, tradisie sê, wys my eers, dan sal ek glo. Change eers die dinge sodat ek daarvan hou, en dan sal ek glo. Geloof sê, maak nie saak hoe dinge is nie. I believe. Ek glo in God. Amen. Dis ware geloof. Hy sê, deur die geloof, vers 4, het Abel 'n beter offer gebring as Kain. Deur die geloof is die Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, omdat hy getuienisse ontvang het dat hy God behaag het. En vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Without faith, it is impossible to please God. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy kan die werke doen, jy kan probeer om oulik te lyk, bolans voor alle mense. Geloof in jou hart, dis wat belangrik is. Ja, amen. Nou, die van julle wat die Amplified hier het, gaan kyk om gerus op. In Afrikaans sê hy nie, en 'n beloner is vir die wat hom soek. 'n Beloner is vir die wat hom soek. Nou, in die Amplified sê hy, who diligently seek him. Nou, as jy dit in Afrikaans vertaal, dan beteken dit, mense wat hom soek met ywer. Amen. Amen. Jy moet hom soek met ywer. Jy moet glo in jou hart. Jy moet hom soek met ywer. Nou, ek het gesê, het jy 'n hart van klip? Is jy 'n klip? Of draai jy 'n klip iewers? Die hart van klip word gekenmerk deur geestelike onsensitiwiteit. Die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle harte was so hard soos klippe gewees. Nou, hier beweeg Jesus. Ouens, wie van julle sou daarvan hou het, as jy nou vandag sommer in die gees kon wees en Jesus Christus self in fisiese vorm sou tussen ons beweeg. Ek sou dit gelaik het. Nee. Ons glo, hy is met ons, nee. Maar ek sou gelaik het dat hy tussen ons moet wees. Hier is Jesus, die Seun van God, die skepper van hemel en aarde, tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, en hulle dink aan wie se vrou sal dit nou wees in die hemel. Dis waaraan hulle dink. Wie is nou reg en wie is nou verkeerd? Tradisie. Amen. Dit wys jy. Jesus sê vir hulle, julle ken nie die woord nie, julle ken nie die krag nie. Julle weet nie wat is my koninkryk nie. My koninkryk is 'n geestelike koninkryk. Amen. 'n Geestelike koninkryk. Nou mense wat 'n hart van klip het, is onsensitief en is rebels. Dit word nie beweeg deur genade, liefde of skrik nie. Baie keer blind mense, jy is dalk getroud met 'n persoon en daai persoon wil nie die Here dien nie. En dan dink jy, ek sal daai persoon reg kry met my liefde en my genade. Hart van klip
Jy kan 'n klip vat en jy kan liefde op hom gooi. Die klip bly 'n klip. Bly 'n kliphart. Dis hard, dis koud, dis leweloos. Dis ondeurdringbaar. Gaan na Markus 4 toe. Ons sien die saad wat op verskillende plekke gesaai is. En ons sien dat die saad wat gesaai is in die klipperige pad. Dit kom dadelik op. Die saad kom dadelik op. Maar net so vinnig as wat hy opgegaan het, net so vinnig verdor hy en gaan hy dood, want hy is in klipperige plekke gesaai. Waar moet ons dan die saad van die woord saai? Wat moet uit hierdie hart uit wegkom? Die klippe! Haal uit die klippe, haal uit al die ander goed, sodat hierdie hart sag kan wees, sodat die saad van die woord kan ingaan en gesaai kan word. Amen. Die hart van klip is 3 goeders. Dis onbeweeglik. You will not move. 'n hart van klip. Jy kan dit nie beweeg nie. En nou wil ek jou nog 'n ding sê. Tradisionele mense sal jy nooit tevrede stel nie. Religious people, you will never be able to satisfy them. Want as jy voldoen aan daai behoefte van hulle, dan sien hulle iets anders raak, want wat is hulle nasionale sport? So om fout te soek. Amen. So jy gaan hulle nooit tevrede stel nie. Hulle gaan nooit gelukkig wees nie. Die hart van klip is ondeurdringbaar en is wêrelds. Nou as jou hart onbeweeglik is en unresponsive is, dan is jy 'n goner. Want die Here sê, kry 'n hart wat sag is, sodat die woord jou kan goed doen. As die woord saad is en dit word gesaai in jou gees, en dis vol klippe, dis vol bossies, dis vol kakiebosse, dan gaan die woord jou niks baat nie. Ouens, jy kan nou almal kwekery toe gaan, dan gaan koop jy die mooiste blommetjies. En dan vat jy dit na jou tuin toe, en jy spit niks om nie, jy haal geen klippe uit nie, jy haal geen bossies uit nie, niks. Jy maak net so 'n klein gaatjie en jy druk die mooiste blommetjies daarin, en jy gee hulle tot water. They will not grow. Hulle gaan vrek. Hoekom? Hulle kan nie wortels skiet nie. En wie se fout is dit nou? As jy dit gaan koop, en jy berei nie die grond voor nie. Ons is slimmer as dit. Ons weet, dat as jy blommetjies gaan koop, as jy struike gaan koop, Johanna, mooie roosboom gaan koop, jy weet, jy moet die grond voorberei. Nou kom ons in geestelike dinge, en ons berei nie die grond voor nie. Ons wil daai saad vat, en ons sê, nee man, ek soek beter saad, ek soek ingevoerde saad om te plant hier so in my hart. Maar jy maak nie jou hart. Jy haal nie die klippe uit nie, jy haal nie die bossies uit nie, jy spit nie om nie. Omspit is bid. Ja. Omspit is bid. Amen. Bossies uittrek is woordstudie. Amen. En jou verhouding met die Here. Dit gaan nie werk nie. Amen. Nou, Deuteronomium 30 vers 19. Die keuse is joune. Deuteronomium 30 vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek. Kies dan lewe dat jy kan lewe. Hoekom is mense so stupid om die dood te kies? Kies dan lewe dat jy kan lewe. Kies die goeie. Amen. In Esegiel 36 vers 26 sê God, ek sal die hart van klip dan uit jou verwyder en ek sal jou hart van vlees gee. Vers 27,
en ek sal my gees in jou binneste gee, en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onthou en doen. Daar is 'n ander hart beskikbaar. Wil jy nie maar daai harde klip van jou smyt hom uit, gooi hom uit, en vat die sagte klip. Van die sagte hart van die Here, wat sag is en wat kan respond. Nou, kom ons gaan na Johannes 11 toe. En hier sien ons die dood van Lazarus. Johannes 11. Ek smile as ek dit lees. En daar was 'n siek man, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. Nou ons het voorheen al gehoor van Martha en Maria. Wie van julle weet van Martha en Maria? Ja, ons ken al van Martha en Maria. Kan een van julle vir my sê, wie was die enetjie wat altyd gewerk het en alles skoon gemaak en die skottels en die bekers gewas het en wie was sy nou weer gewees? Martha. Maria. Minty. Ag, Maria. Nee, dit was Martha. Dit was Martha. Weet jy alles kinders nog van Martha? Ek gaan net nog as ek in die hemel kom, gaan ek vir sê, Martha, weet jy, ek dink jy was nogal nie te bad nie. Jy het dan altyd gesorg dat die gestrol en die potte gewas word. Ou Martha. Ou Marthaitjie. Maar ja, Martha was vreeslik begaan oor die fisiese dinge. Maria weer het by Jesus se voete gesit en geluister na alles wat Jesus leer. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare. So dis hierdie Maria, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u baie lief het, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Amen. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy nog 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Ons is baie keer so haastig. Ons sê, ek moet nog gou maak, dat. Maar gou voor daai persoon iets oorkom. Jesus vat sy tyd en hy het nog 2 dae vertoef. Eers daarna sê hy aan sy disippels, laat ons nou weer na Judea gaan. En die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u daar te stenig, en nou gaan u weer daarna toe. En Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. En dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. En sy disippels sê toe, maar Here, as hy slaap, dan sal hy mos gesond word. Dit is goed om te slaap as jy siek is. Nee, maar hy het nie verstaan wat hy sê nie. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo, maar laat ons nou na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mededisippels, ja jong, kom laat ons maar gaan, want ons gaan almal daar doodgemaak word. Want die laaste keer het hulle amper vir Jesus daar doodgemaak. Ja, Thomas, jou ou twyfelaar. En toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. Hoe lang was hy al in die graf?
4 dae. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus: "Ag Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar self nou weet ek dat alles wat U van God vra, God vir U sal gee." En Jesus sê vir haar: "Jou broer sal opstaan." En Martha sê: "Ek weet hy sal eendag opstaan in die opstanding in die laaste dag." En Jesus sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf." Van julle wat se familie al afgesterf het, hulle leef nog steeds. Amen, ja. Hulle leef nog steeds. Hulle is nie weg nie. Want Jesus is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid. En glo jy dit? En sy sê: "Ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom." En nadat sy dit gesê het, gaan sy roep Maria, haar suster, en sê: "Die meester is hier en hy roep jou." Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê: "Sy gaan na die graf toe om daar te weet." En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê: "Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie." Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het ook, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. En hy sê: "Waar het julle hom neergelê?" En hulle sê: "Here, kom kyk." En Jesus het geween. Dis die kortste sin in die hele Bybel. En Jesus het geween. En die Jode sê: "Kyk hoe lief het hy hom gehad." En party van hulle sê: "Kon hy wat die oë van die blindes geopen het, nie maak dat hierdie man dan nou nie gesterf het nie?" En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom, en dit was 'n spelonk en 'n steen het daarteen gelê. En Jesus sê: "Neem die steen weg." Vat weg die steen. Vat weg die klippe. En julle sien wat ek sê. Vat weg die klippe. En Martha, die suster van die oorledene, sê: "Haai, kan jy glo dat iemand vir Jesus probeer raad gee?" Jesus sê: "Vat weg die steen." En Martha sê: "Here, ek dink dis 'n goeie idee nie. Dit pomp al 'n bietjie. Dit stink al 'n bietjie. Ek dink dit is 'n goeie idee dat ons die steen weghaal nie." Maar Jesus sê: "Vat weg die steen." Jesus sê vandag vir jou: "Vat weg die steen. Rol weg die steen." Jy sê: "Maar Here, dan gaan jy sien. Dan gaan jy sien al my geraamtes, al my vlotspoel, al my sondes, al my misstappe." Jesus sê: "Vat weg die steen." Dis nie 'n match vir my nie. Amen. Dis nie 'n match vir die Here nie. Die Here sê: "Vat weg die steen." En Martha: "Here, ek dink dit is 'n goeie idee. Nooit vir Jesus antwoord en vir hom probeer sê dis nie 'n goeie idee nie, want hy gaan jou 'n hele groot skam kry." Amen. Here, hy ryk al, want hy is al 4 dae dood. En Jesus sê vir haar: "Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal die heerlikheid van God sien nie?" Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. Hoekom het kon Jesus met sy stem die steen weggerol het? Kon hy? Kon hy? Natuurlik kon hy. Hoekom het hy nie? Hy wil nie sien wat die waarheid is. Hy wil jou betrokke kry. Hy wil jou betrokke kry. Hy wil jy moet ophou om op jou stoeltjie te sit en te sê: "Ag Here, doen dit aan my, doen dit aan my, doen dit aan my, doen dit aan my, doen dit aan my." Die Here sê: "Rol weg die steen. Vat weg daai klip wat in jou is. Smyt hom weg, trek uit daai bossies.
ontslae van die laste wat jy so maklik omring. Raak ontslae daarvan. As jy verslaaf is aan, party mense is verslaaf aan, ek weet nie wat nie, aan allerhande goed. Party mense is verslaaf aan, ek weet nie, games, party mense is verslaaf aan drank, party mense is verslaaf aan Koffie, pille. party mense is verslaaf aan kos, party mense is verslaaf aan chocolates, party mense is verslaaf aan, ek weet nie wat alles nie. Daai is bossies in jou lewe. Daai is klippe in jou lewe. Raak ontslae daarvan, want as dit jou beheers, dan is dit jou meester. As jy jou beheers, dan is jy die meester oor dit. As dit jou beheers, dan is dit jou meester. En dan kan jy nie die Here dien soos wat jy hom wil dien. Okay. So, hoekom het Jesus gesê vat weg die steen? Jesus wil hê hulle moet opstaan van hulle blessed assurances af. Jy weet, mense sit op hulle blessed assurance. Ek sit hier so lekker op my blessed assurance. Jesus sê, staan op van jou blessed assurance af en rol weg die steen. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Amen. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom hom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê, het hy met 'n groot stem uitgeroep en hy het gesê, Lazarus, kom uit! As hy nie Lazarus se naam genoem het nie, dan almal wat in daai omgewing in grafte gered opgestaan. Want die stem van die Here laat die takbokke lam. Psalm 29. Die stem van die Here breek seders. Die stem van die Here laat klippe bewe. Die stem van die Here laat vuurvakkels uitspring en rondspring. Amen. Amen. Hy sê, Lazarus, kom uit! En hier kom Lazarus uit. En sy hande, onthou nou, hy was gerap gewees, nee, met speserye en goed. So hulle het hom gerap, hier kom Lazarus uit die graf uit. En hy kan nie sien nie, en hy weet nie waar, as hy in die arms is vastgebind en alles is vastgebind. En die oorledene het uitgekom, aan die hande en die voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. En Jesus sê, maak hom los en laat hom gaan. Amen. Ek wil jou vandag sê, rol weg die steen wat voor jou hart is. Amen. Partykeer dink ons probleme is so uniek. Ons dink, die Here kan seker nie. Jy weet, my probleme is so groot. Ek weet nie of die Here my probleem kan oplos. Jy weet, ek dink my probleem is 'n bietjie groot vir die Here. Man, daar's nie iets wat te groot is vir die Here nie. Amen. En daai ding is jou klip. Dis jou klip. Ja. Voor jou graf. Dit hou jou daar. Ja. Jy sê, maar ek kan nie, want ek. Dis jou klip. Dis jou grafdoek wat jou bind. Maak hom los en laat hom gaan. Ek wil hê jy moet jouself losmaak. Maak jouself los van alles wat almal al negatief oor jou gepraat het. Amen. Maak jouself los daarvan. Amen. Ja, mense het gesê, jy is so en jy is so en jy is so en jy. Jy's arm, jy's dom, jy's stupid, jy is nie belangrik nie. Maak jouself los daarvan. Jyself. Steek jou hande in die lug en draai daai grafdoeke van jou kop af en sê, ek is 'n wenner, want Christus het vir my gesterf. Christus het die volle prys vir my betaal. En daarom sal ek 'n oorwinnaar wees in Christus Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Jesus het nie al die prys betaal nie. People, take it, vat dit net, en laat dit in jou hart ingaan, laat
laat die saad begin groei, vat dit. So baie keer kry ons dat mense soek altyd gebed. Ag, bid asseblief vir my, ag, bid asseblief vir my, ag, bid asseblief vir my, ag, bid asseblief vir my. Ja, ons bid vir jou. Ons bid vir jou, maar weet jy wat, jy sal bless, man. Soos ek hande op jou lê. Ja. Maar jy ontvang nie. Rol weg die klip. Rol weg die klip. Yes, jyself. Rol weg die klip. Staan op van jou blessed assurance af en rol weg die klip. Raak ontslaaf van die harde hart van jou. Yes. Steek jou hande op en haal self af daai lappe wat jou oor toe draai. Haal af die lappe wat jou voete toe draai en sê, dis nie hoe God my gemaak het nie. God het my goed gemaak. God het my gemaak meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my krag gee. En die oorledene het uitgekom, aan sy hande en sy voete met grafdoeke gebind. En sy gesig was toegedraai en Jesus sê, maak hom los en laat hom gaan. Jesus het bedoel, help hom net so bietjie, help hom net so bietjie, help hom net so bietjie hier met die bokant, né? En ons lees ook in Lukas 7, vers 11. En die dag daarna was hy op weg na 'n stad met die naam van Nain, en baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hulle naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte was by haar. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gekry en gesê, moeder, moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die draagbaar aangeraak. Hoekom het hy draagbaar aangeraak? Want hulle was besig om te loop met die ou. En Jesus gaan en hy stop die draagbaar. En Jesus sê, jongen, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gesit en begin praat en hy het hom vir sy moeder teruggegee. Geloof. Geloof, geloof. Markus 11 vers 23. Markus 11 vers 23. Want voorbaar ek sê vir julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, nou, is 'n berg 'n klip of wat? Ja, 'n berg is 'n klip. 'n berg is 'n klip. Elkeen wat vir hierdie berg sê, werp jouself op en werp jouself in die see. En nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Jou berg van 'n probleem het net 'n stem nodig. Yes, amen. Nou dit kan jou stem wees, of dit kan God se stem wees. Die beste plan hierso is dat dit jou en God se stem saam is. Amen. Want baie mense het al probeer om in die naam van Jesus groot tekens en wonders te doen. So sien ons in Handelinge dat daar's mense wat duiwels probeer uitdryf het, pastoor Jan, die seuns van Skeva het duiwels probeer uitdryf en hulle het gesê, ons bestraf julle demone by die Jesus Christus wat Paulus verkondig. En toe sê die demone, hey, Paulus ken ons, van Jesus weet ons, maar julle, ek weet nie wie is julle nie. So julle het nie die autoriteit nie. So wat ek sê is, hierdie is nie 'n vrypas om vir jou om net te sê nie. Jy moet saam met God opgekoppel wees. En dan kan jy declare. Dan kan jy declare. Jy kan nie soos 'n miskruier lewe en in 'n koets wil ry nie. As jy in die mist wil rondrol die hele dag, die keuse is joune. Maar dan kan jy nie in 'n koets ry nie. As jy wil soos 'n sondaar leef, en as jy wil soos 'n mens leef wat glad nie die Here wil dien nie, is fyn, maar jy gaan nie autoriteit hê nie. Want daar autoriteit kry jy net op een plek. Dis jou verhouding met jou hemelse Vader.
Dis nie wat God jou voorgemaak het nie. Wanneer jy jouself verbind aan Christus en jy hang die Here aan, dan is jy een gees met hom. Gaan na 1 Korintiërs 6 vers 17. 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. As jy die Here aanhang, dan is sy gees en jou gees, dan is jy een. Dan is daar nie meer 'n verskil tussen my stem en God se stem is een stem. Matteus 28 vers 18. Alle mag in die hemel en op die aarde behoort aan my, sê Jesus. Gaan jy dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle vandag beveel en kyk, ek is met julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld toe. Lukas 10:19. En kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap. En oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade aan doen nie. Hy gee vir jou die mag, maar jy moet hom aanhang, jy moet een gees met hom wees. Jy kan nie uit jou eie vermoë uit dit doen nie. Jy moet vaswees aan die Here. Jy moet glo in God. Jy en die Here moet so wees. Dis dan wanneer jy spreek en dinge gebeur. Dis wanneer jy declare en dinge gebeur. As 'n ou wat eendag vir my gevra het, hy het vir my gesê, pastoor, ek verstaan dit nie. Hoekom vra ek vir jou, jy moet vir my dit bid en dit bid en dan werk dit en dan wil ek dit, dan bid ek iets en dan werk dit nie. En die ou vra vir my 'n baie snaakse vraag. Hy vra vir my, hoe kan ek dit regkry om te manifesteer in die geestelike realm? Snaakse vraag die persoon my vra. Hoe kan ek dit regkry om te manifesteer in die geestelike realm, uit die geestelike realm uit? En dit was my moeilik om die ou te antwoord. Ek sê toe vir hom, weet jy wat? Het jy 'n hond in jou huis? Hy sê ja, hy het 3 honde. Ek sê, luister na die honde vir jou. Hy sê ja, want ek is hulle baas. Ek sê, so as jy vir die honde sê, gaan uit, dan gaan hulle ons uit nie. Hy sê ja. Ek sê nou, so kan ek nie in jou huis inkom en vir jou honde sê, gaan uit nie, want dit is jou honde. Ek sê, so jy kan nie met die autoriteit wat ek het, kan jy nie ploeg nie. En ek kan nie ploeg met die autoriteit wat jy het nie. Verstaan julle wat ek sê? Dis jou verhouding wat jy met die Here het. En dis jou nabyheid wat jy met die Here het. As jy God aanhang, is jy een gees met hom. En dan kan jy maar sê, so sal dit wees. Amen. En dit sal so wees. Amen. Nie uit jou eie uit nie. Nie uit jou eie uit nie. Dis deur Jesus Christus wat jy dit doen. Amen. En dis waarom dit belangrik is dat ons vol is van die Heilige Gees. Want dis die anointing wat vir jou daai boldness gee om te praat. Amen. Halleluja. Dit is waarvoor God jou geroep het. God het jou geroep as 'n oorwinnaar in hierdie lewe. Amen. Nie as 'n miskryer nie. Maak los die bande. Maak dit los. Dit wat mense vir jou gesê het. Dit wat dokters vir jou gesê het. Pastoor Jan, wat het dokters vir jou jare terug gesê? Ja, klomp nonsens gepraat oor jou. Verskillende goed wat hulle vir jou gesê, ja, jy sal nie lank leef nie, bla 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 bla. En dan sit jy en dink, ja, my ouma het nie lank geleef nie. En my ouma het ook so gevoel en toe sy skielik dood en so en so. Hou op om jou te steur aan die lappies wat om jou gebind is. Draai dit af, smy dit weg en sê,
Ek staan nou hier voor Jesus Christus. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy, as hy praat, dan laat die berge bewe en die takbokke jubel en juig en die seders van die Libanon, hulle klap in hulle hande. Amen. Dis my God. Dis my God. My God is groot. Amen. Halleluja. Amen. Dankie Hemelse Vader vir die woord. Dankie Here dat die geloof in ons hart is lewendig. Is 'n vaste vertroue wat ons het op U. Op U Gees, op U woord, op wie U is. Here, U sal nooit U woord laat ledig terugkeer na U toe nie, Vader. Ek dank U, Here, dat ons vanmôre, as daar 'n steen is, as daar 'n klippie iewers is, as daar 'n bossie iewers is, as daar 'n bandjie is iewers wat ons vasbind, Here, dat ons dit agterlos en sê, ek is klaar met dit. Ek wil vry wees in Jesus naam. Amen. Dankie Here. Dankie Here. Ons loof en ons prys U. Amen. Amen.